Ons is by die laaste deel van hierdie hoofstuk. 3 sensitiewe sake. Hier is dalk moeiliker goed waar ons moet praat, maar wat belangrik is waarvan jy moet kennis neem. As gevolg van die sekularisering van ons samelewing, het baie mense wat jarelang toegewy was aan die Here Jesus, afvallig geraak en weggedwaal. Daarom is dit nodig dat ons die werk en die woord van die Here baie ernstig moet opneem, ter wille van die volgende generasie, ons eie geloof en die mense om ons. So, die eerste sensitiewe saak is gemeente wees. Daar is 'n groot verantwoordelikheid op elke gelowige om aktief betrokke te wees en deel te wees van die gemeenskap van die gelowiges. Die kerk is nie opsioneel tot die Christelike wandel nie. Dis 'n belangrike deel van die gemeenskap van die gelowiges en ons moet dit ernstig opneem. In Hebreërs 10 vers 24 tot 25 sê dit uitdruklik, ons moenie wegbly van die samekomste van die gemeente nie, maar juis mekaar aanmoedig om daarheen te gaan, des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. In ons gemeente het ons ook jaarlikse sensus, wat ons vir almal e-posse uitstuur en kyk wie hier nog is. Ons wil nie hê iemand moet 'n valse sekerheid hê dat hy deel is van 'n gemeente, maar hy's nie aktief betrokke nie. Ek en jy is net aktief deel van 'n gemeente wanneer ons dit aktief bywoon en ons gawes en talente daar beoefen. Mense wat nie aktief betrokke in die gemeente is nie, stagneer en hulle dryf weg van die Here af. En dis hoekom dit belangrik is dat ons sulke mense van die lys moet afhaal. Ons wil graag hê, jy moet verstaan, dit doen ons omdat vir ons belangrik is dat mense moet weet hulle moet betrokke wees. Die tweede sensitiewe saak is die huwelik. Die huwelik is heilig en behoort deur almal heilig gehou te word. Dit lees ons in Hebreërs 13 vers 4. In die moderne samelewing is dit aanvaarbaar wanneer mense soos getroudes saamleef sonder om te trou. Hierdie moderne gewoonte doen baie skade aan die gelowiges en stel gelowiges bloot aan 'n leefstyl wat nie by 'n Christen hoort nie. Daar is geen scenario waar dit toelaatbaar vir 'n gelowige is om saam te bly soos getroudes nie. Indien gelowiges hulle in hierdie omstandighede bevind, behoort hulle of uit te trek of te trou. Maar lidmate wat saam bly, se lidmaatskap word onmiddellik opgeskort, omdat ons glo, dis 'n leefstyl wat 'n mens afrokkel van die Here af. Die derde sensitiewe saak is selfde geslag huwelike. Die Bybel maak dit baie duidelik dat die huwelik tussen een natuurlike man en een natuurlike vrou is. Dit is hoe God dit bedoel het met die skepping in Genesis 1 vers 27. Verder maak die Bybel dit baie duidelik dat iemand wat selfde geslag seksuele verhouding beoefen in sonde leef en verlore is. Iemand wat so verhouding en so leefstyl handhaaf, sal lidmaatskap geweier word. En indien een van ons lidmate ooit in so verhouding intree, sal hulle lidmaatskap se muur opgeskort word. Dit mag dalk hard klink, maar dit is belangrik dat ons die gemeenskap van die gelowiges beskerm teen die wêreldse invloed. En partykeer is dit nodig om dissipline toe te pas. En hier is die 3 sensitiewe sake wat belangrik is vir jou om te weet. En dit mag wees dat jy dalk verskillend voel hieroor. Dalk voel dit 'n bietjie hard, maar onthou net nie, die kerklike dissipline is belangrik. Ons moet seker maak dat ons nie goedkeur wat ons volgende generasie afrokkel van Jesus. As ons vandag onderhandel met die waarheid, dan val die volgende generasie weg van die Here af. Dit is die sensitiewe sake.